Goeiemôre, hier op die 27ste Oktober, maandagoggend, en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Kom ons kyk wie kom op vanoggend. Mense, ek moet hierdie ouetjie bietjie aftrek, het, en daarom die pin kan sien. Daar is hy. Nie so nie, so. Anton, goeiemôre. Hoe lyk dit? Hy sit nog nie so lekker hier vanoggend nie. Seker die materiaal van die hemp. Maar in elk geval, baie welkom hier by Koffie met Brood. Kom ons kyk wie kom nog op vanoggend op hierdie maandag. Interessante naweek. Daar is hy. Lofty is ook hier vanoggend, daar is hy. Welkom Lofty. As dit weer 'n klomp nuus om, wel nou nie so 'n klomp nuus om deur te gaan nie, maar belangrike stukkies nuus om deur te gaan. En kom ons begin by die begin. Ierland is vir ons 'n probleem. Die linkse leier van die een party, Catherine Connolly, dit blyk dat sy die Ierse presidentskap gaan wen. Maar hier is die ding. 45% van die mense het opgedaag om te stem. Is natuurlik minder as 50%. 200,000 stemme wat geplaas was bedorwe stemme. Die mense het hulle misnoot te kenne gegee. Goeiemôre Jenny. Maar dit maak nie saak nie, as jy opkom om te gaan stem, of nie gaan stem nie, dan gaan die stemmery nog steeds tel, want die stemmery is daar. Jy moet jou stem kan uitgee. Maar Ierland doen presies wat Suid-Afrika gedoen het in die vorige verkiesing, waar ons ook ons misnoot te kenne gegee het. Debbie, goeiemôre. Waar ons ook ons misnoot te kenne gegee het en nie gaan stem het nie, en waar net 12 miljoen uit 60 miljoen gaan stem het. Met ander woorde, dit maak die regering illegitimate, onwettig, maar hulle sien dit nie so nie. Want in 'n demokratiese bestel het jy die reg om te gaan stem. Al dan nie. Jan, goeiemôre. Hoe lyk dit daar by jou? So jy het die reg om te gaan stem. Henny is ook hier by ons vanoggend. Nou kom die mense op. En Piet. Wat sê jy Piet? Henny, Jan, Debbie. In elk geval, in 'n demokratiese bestel het jy die reg om te gaan stem. So as jy nie stem nie, dan die stemmery tel nog steeds. Al is dit minder as 25%, né? Al is dit minder as 25%. Hierdie wetters kom nog steeds in. En natuurlik is hulle onwettig, maar hulle sien dit nie so nie. Dis dieselfde wat nou gebeur in Ierland. Dieselfde wat gebeur in Ierland. Maar Ierland op hierdie stadium is vir my 'n kruitvat wat net wag om te ontplof. Dit is regtig waar vir my 'n kruitvat wat net wag om te ontplof. Stamer van Brittanje is nou besig om daardie digitale ID op so erg soos wat hy kan. Hy push daai ding. Hy push dit heeltemal. En hy sê vir die mense, nee, julle gaan nie gedagvaar word of gefine word as julle dit nie het nie. Hier is die probleem. Jy kan nie werk kry nie as jy die ding het nie. So hulle is besig om hierdie ding te push. Absoluut te push. En die burgemeester van Londen, Sadiq Khan, is ook nou weer in die nuus daai kant, want hy en die polisiekommissaris het hierdie grooming gangs beskerm, en dit kom nou al meer op die lappe. 'n linkse gedagte, 'n linkse persoon, is totaal en al korrup en immoreel. Dit moet julle verstaan. Hulle denkwyse is totaal en al korrup. Hulle kan nie dink dat om kindertjies seer te maak is 'n probleem nie. Hulle kan dit nie dink nie. Hulle kan dit nie dink om hulle self te vol allerlei pille en goed te pomp is verkeerd nie. Hulle kan dit nie indink nie. En so kan ons aangaan en met die lys afgaan en aangaan die hele tyd. Hierdie tipe mens, 'n linksdinkende mens, is totaal en al, ou wil amper sê, Pieter, goeiemôre, ou wil amper sê, hulle is mal. Hulle is van hulle koppe af. Right reasoning, hulle kan nie reg dink nie. Dit is so eenvoudig soos dit. En daarom sien ons hierdie goed gebeur. Daar's Australië nou. Australië begin nou te push vir die digitale ID.
As jy nie 'n digitale ID het nie, kan jy nie 'n huis huur nie. Dit is totale beheer. En moenie dink dat hulle in Suid-Afrika vir ons net so gaan los nie, dat ons kan doen wat ons wil nie. Nee, dit gaan nie gebeur nie. Hulle gaan push en push en push en push. Aanhoudend en aan mekaar. In elk geval. Ou Stamer in Brittanje sê ook die volgende, hy sê, Oekraïne se toekoms is ons toekoms. En Zelensky push al hoe meer vir daardie missiele van Amerika. Maar hier is die ding, hulle het 'n groter probleem. Rusland, goeiemôre Lisel, Rusland het sopas 'n supersoniese missiel bekend gestel, wat vir dae aan een om die wêreld kan draai en wentel, en teen enige tyd afgevuur word. Nou sit Donald Trump met sy hande in sy hare, want daar's nie 'n manier hoe hy Russiese missiele nou kan keer nie. Hy gaan nie. Rusland loop voor in hierdie wapensresies. Rusland loop voor. En Putin het gesê, hy is nie bekommerd oor enige sanksies teen Rusland nie. Ons ekonomie is sterk. Hulle kan niks aan ons doen nie. En dit is die waarheid. En dit is 'n pyn vir die elites. Hulle kan niks doen teen Rusland nie. Rusland se militêre incursions in Oekraïne is maar nog klein. Rusland het nog nie eens regtig 'n behoorlike offensief geloods teenoor die Oekraïne nie. Nog nie. En Europa weet dit. In elk geval. Kom ons kyk 'n bietjie na Duitsland. Hierdie was vir my baie ironies en baie snaaks. Die CDU se buitelandse sake minister, nou ek sê die CDU want hulle is die party wat nou in beheer is in die Bundestag, maar ook nie vir baie lankie. Maar die CDU se buitelandse sake minister, ou Wadevoel, hy het sy reis gekanselleer na China toe, dit is die buitelandse minister, omdat niemand in China met hom wil gesels nie. Die Chinese wat kommunisties is, stel nie belang om met die linkses te praat nie in elk geval. Hy kan niemand kry met hom te gesels nie. Niemand wat met hulle praat nie, niemand nie. Dit is vir my baie komies. Maar Duitsland is in die moeilikheid. Hulle masjinerie aanlegte, motoraanlegte, al hierdie tipe aanlegte is besig om teen 'n rasseskrede toe te maak. En Duitslanders raak nou al hoe meer bekommerd hieroor. Al hoe meer. En die AfD met Alice Weidel kom nou al hoe meer op die voorgrond, wat vir ons goed is. Want sy is konservatief regs. Sy is konservatief regs. En sy het nou die mense in Duitsland aangespoor. Onthou julle daai berig van laasweek oor die Duitse vla in die een dorp. Sy het nou die Duitsers aangespoor om Duitse vla te hys. Sy het gesê, go for it. Ek spoor julle aan. Ek sê vir julle, hys die Duitse vla teen hierdie gemors wat in ons land gebeur. En die mense luister. Maar weer eens, Duitsland word nou genoodsaak om gas te koop van Amerika af, duurder gas en sovoorts, want dit gaan oor die Europese Unie. En nou het hulle begin om hulle kernaanlegte wat hulle gehad het, te verwoes. Dit is totaal en al dom. As 'n kernaanleg behoorlik bestuur word, reg bedryf word, dan kan hy soveel krag verskaf aan so baie mense. Maar hulle dink nie, want hulle is links. Jy sien? Daar is iets skeef in 'n ou se brein as jy links dink. Die vet weet. En hulle dink hierdie goed, en hulle blaas hulle eie kernaanlegte op. So dis 'n probleem. Vir die Duitsers, aan die ander kant van die draad, vir die AfD is dit 'n goeie ding. Want hulle groei, al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer. In die oosterse deel van Duitsland staan hulle nou al op 45%. Wat die grootste party is in die ooste. En dis 'n probleem vir die Duitsers in die weste. So ons hou daai ding baie fyn dop.
Ons weet Vader gaan vir ons nog soontoe stuur. Die tyd gaan kom, ek weet dit man, ek weet dit. In elk geval. Ou Trompie is nou weer in die nuus omdat hy nou kampstige oorlog gestaak het tussen Kambodja en Thailand, skietstilstand, so hy het nou 9 oorloë gestop, regtig. Dis 'n flippend joke man. Hierdie mense sal mekaar weer aanval wanneer die tyd reg is. Oor 'n jaar of 3 wanneer Donald Trump nie meer in bewind is nie, of wat ook al, dan val hulle mekaar weer aan. Dis net hoe dit is. Dis die weg van die wêreld. Die een land gaan die ander land niks nie. Nee. Interessant, in ons kringe is oppositiepartye, nou praat ek van oppositiepartye, is nou fringe parties wat nou teen die DA en die ANC is, maar hulle vra dat Lesotho 'n 10de provinsie moet word in Suid-Afrika. En die Sothos het nie 'n probleem daarmee nie. Dis vir my baie interessant. Hulle het nie 'n probleem daarmee nie. Nou kom ons doen dit dan so. Ons maak hulle 'n staat. Hulle behou hulle soewereiniteit. Ons maak hulle 'n staat, deel van die federale alliansie. En ons gee vir hulle 'n bietjie meer grondgebied as wat hulle gehad het. En ons skuif die Amaglobi KwaZulu-Natal toe. Die Zulu se grondgebied moet in elk geval verminder. So, kom ons kyk, né? Kom ons kyk. Ou Trompie het nou hierdie afgelope week en ek dink hy's nou nog besig om te reis, maar hy gaan van een land na 'n ander land toe. Hy was in die United Arab Emirates, hy was in Maleisië en hy's op pad Japan toe. Ek weet nie of hy al terug is nie. Net goeiemôre. Ek weet nie of hy al terug in Amerika is nie, maar hy flits nou so tussen die lande om met hulle te gaan gesels. Natuurlik gaan hy na Japan toe, want hulle het mos daai vroue president. So wat wil hy daar gaan doen? Sy stem gaan dik maak. Hy moet baie versigtig wees, want Brazil het nou besluit om saam met Venezuela te staan. Brazil het gesê, as Amerika vir Venezuela gaan binneval, sal Brazil saam met Venezuela staan en die Amerikaners tyd. Colombia, Venezuela en Brazil sê, julle gaan nie sommer net hier kom maak hier in Suid-Amerika wat julle wil nie. En die kans is goed dat die ander Suid-Amerikaanse lande gaan saam staan. Dan gaan die hele Suid-Amerika staan teen Amerika, Noord-Amerika, of die VSA ten minste. Dan het Donald Trump 'n probleem. Wat gaan hy dan doen? Oorlog maak in hierdie lande. Hierdie lande is desperaat. Daai mense is honger. Hulle sal die Amerikaners net bestorm in massas, net om hulle kos te kry. So hy moet baie, baie versigtig wees. In Europa is Orbán natuurlik die talk of the town. Duisende van sy mense het in Budapest gemarseer en hom geondersteun. Teen immigrasie, teen al hierdie goed, alles wat hy gesê het verlede week. Hulle ondersteun hom. Daar's nie 'n manier dat die Europese Unie vir Orbán en Hongarye gaan draai van die pad waarop hulle is nie. En Hongarye sal sy volle gewig ingooi by Rusland. En dis vir hulle 'n baie groot probleem. Hongarye is nie so 'n klein land nie. Nie so 'n klein land nie. Ek weet nie of julle daai verhaal onthou van daai Algeriese vrou wat ek weet nie of sy 'n wettige, hulle noem maar 'n migrant, seker maar 'n migrant. Wat is 'n jy kry 'n immigrant en 'n onwettige immigrant en nou het jy 'n migrant ook. Wat daai jong meisie van 12 jaar oud vermoor het. Hierdie Algeriese vrou Dabia Ben Kinred, sy het lewenslang tronkstraf gekry. As sy in die federale alliansie was, sy doodgemaak geword het. Klaar. Sy sou uitgehaal geword het. Dit is net hoe dit is. Ons speel nie meer met hierdie tipe goed nie. Dit is nou baie duidelik dat liggawens is nou 'n seerpunt reg oor die wêreld. Dit word nou die grootste, die vinnigste manier vir mensehandel om plaas te vind. Mensehandel, slawerny, is iets wat 'n ou nie kon, weet ek kan partykeer nie eens my kop aan sit nie. Hoe kan een land met 'n ander land nog betrokke wees met sulke goed? Slawerny, kindersdiefstal en al sulke goed. Hoe dink mens? Wat gaan in jou kop aan? Dat jy hierdie goed toelaat.
Ons sal met 'n groot besem moet vee mense wanneer die tyd kom. Van die gangs van die Kaap af tot die gangs in Joburg. Soos julle kan sien op hierdie Madlanga gemors. Ek moet hierdie ook nog vir julle merk. Ek het nie gemerk as SA nie, maar is eintlik SA. Ek het 'n SA hierso sit. As nou by SA kom. Ek het hierdie berig neergeskrywe, Claremont United Church of Christ. Claremont United Church of Christ. Hulle het nou 'n diens gedoen, 'n nagmaaldiens, waar hulle die nagmaal gekombineer het met hierdie K-pop demon hunters goed wat mense kry op die internet. Hulle het 'n nagmaaldiens gekombineer met dit. Dit is 'n groot kerk in Amerika. Maar die vrot kom uit Amerika uit. En ons moet verstaan wat die aanval op die kerk is. Satan is besig om die kerk aan te val soos nog min. Ons sien wat in Nigerië gebeur, al die Christene wat daar vermoor word. Kom ons drink 'n bietjie koffie. Met hierdie groot beker so aan die einde van koffie met brood, dan lê jy nog so 'n derde, dan is hy al koud. In elk geval, ons moet baie versigtig wees wat in die kerk gebeur. Ek het 'n ou op my Facebookblad, Jaco Swanepoel. Hierdie ou is 'n Israel witwiesie Piet deur en deur. En hy skryf kerke af, en hy skryf Christene af, en hy skryf Jesus af. En hy gebruik die Ou Testament om sy leerstellinge te bewys en al sulke gemors. Sulke mense is 'n gevaar vir ons boere samelewing en vir ons boere Afrikaner en Afrikaner samelewing. Hulle is 'n bedreiging. Hulle hou ons uit mekaar uit. Die Christenskap van Vader, Seun en Heilige Gees is al bekend van die vroegste eeue af. En idioote soos hierdie ou probeer ons Christenskap kelder. Maar hy sal sy dag kry. RFK Jr. Hy het nou dokumente onthul in die Kongres, waar hy uit die hulle noem het mos die National Health Institute se dokumente gelees het. En hy sê dat COVID was so geontwerp om wit mense, Kaukasiese mense en swart mense, negers en Afrika mense te teiken en om Ashkenazi Jode en Chinese minder te teiken. Ashkenazi Jode en Chinese minder te teiken. Dink julle die grootste bedreiging in die wêreld is Islam? Nee. Dis nie Islam nie. Die grootste bedreiging in die wêreld is die Ashkenazi Jode. Dit moet jy maar weet. Dit moet jy maar weet. Met hulle Noahide wette en goed, waar hulle net vir jou sien as 'n bees, as vodde, Trudy goeiemôre, waar hulle jou net sien as 'n bees en as vodde, om gebruik te word, maar nie goeiemôre. Verstaan tog waarmee hierdie ouens besig is. Kom ek sê vir julle duidelik, Israel is nie Israel nie. Die land is daar, dis Israel. Bethlehem, Nazareth, daai plekkies, Jerusalem, dis alles Israel. Maar die mense, die grootste hoeveelheid mense wat bly in Israel, is nie Israel nie. Vat byvoorbeeld hierdie een rabbi, Shmuel Eliyahuda, gebruik nog Jesus se name ook. Shmuel is eintlik Samuel, Shmuel Eliyahuda. Hy het gesê, Israelies moet sommer 2 magasyne leegmaak in elke Palestiniër wat hulle kry. Hulle gee nie om vir moord nie. Hulle gee nie om vir sulke goed nie. Hulle gee nie om Gaza plat te vee en al die Palestynë uit te moor nie. Die Palestynë is 'n saamgeflanste volk. Dis 'n volk wat sy oorsprong gehad het na die Tweede Wêreldoorlog, wat hulle stadig maar seker in een deel van daardie gebied gegroei het en 'n volk geword het.
tot hulle 2.1 miljoen plus mense is. En hierdie is 'n pynlike ding vir die Ashkenazi Jode. En hulle wil hulle uitmoor heeltemal. En Gaza net platvee vat en hotelle daar bou saam met Donald Trump. En 'n waterbaan. Maar dit weet julle al. Dit weet julle al. Trump het gesê, hy gaan nie vir Kongres vra om oorlog te verklaar teen die dwelmkartelle nie. Hy gaan nie vir Kongres vra nie, hy sê, want dit is nie 'n oorlog nie. Dit is nie nodig dat ek vir Kongres nader nie. Hy sê, al wat ek gaan doen is, ek gaan net die kartelse mense doodmaak, dis al. We're going to kill them all. We're going to make them unalive. Ons gaan hulle net doodmaak, klaar. So dit is sy boodskap aan hierdie dwelm ouens. Goeie boodskap, ek stem saam met daai boodskap. Ek stem saam met dit. 'n Dwelmhandelaar, 'n dwelmvervaardiger en 'n dwelmhandelaar is 'n stadige dood vir die mensdom. En dit maak jou 'n moordenaar. En as jy ander lewens wil vat, is jou 'n forfeit. Dan moet jy ook groet. Né? Baie interessant. 'n Nuwe studie bewys dat ivermectin breingewasse krimp met 70%. Met ander woorde, die breingewas beteken dan niks. Is van 0 en geen waarde. Ivermectin doen dit. It's amazing hoe God hierdie middel laat maak het vir diere, want hy het geweet COVID kom. Hy het geweet hulle gaan ons probeer spuit en siek maak en al goed. Drink net ivermectin elke nou en dan. Dis al wat jy moet doen. Vir verkoues, vir you name it. Vergeet van verkoue medisyne en sulke goed, man. Kry vir jou botteltjie ivermectin of kry pille deur Henry Deal. Nee. 5 ml. Een keer elke 2 weke of wat ook al. Of van daai pille. En die verkoue en die griep bly weg. Hou jouself gesond. Ivermectin werk. Maar dit moet ivermectin wees. Goeie nuus uit Italië uit. Meloni het besluit hulle gaan nou 'n wet ter tafel hê in die parlement. Alle burkas en nikabas van die moslims gaan verban word uit Italië uit. Dis klaar alreeds 'n goeie stap in die regte rigting. 85% van die wêreld se onwettige immigrante en asielsoekers en immigrante is uit die moslimlande uit. 85%. Die 56 moslimlande soek nie daardie immigrante weer terug nie. Hoekom nie? Daai mense is uitgestuur met 'n doel om islamisme te bevorder. 11 van die rykste lande in die wêreld is moslim en hulle soek nie daai mense nie. Wat sê dit vir jou? Hulle probeer 'n nuwe Ottoman-ryk bevestig op die aarde deur Islam. Maar dit gaan nie gebeur hier by ons nie. Dit gaan nie hier by ons gebeur nie. In elk geval. Hou julle die gemors op die Matlanga sage dop. Osele is soos op 'n warm plaat. Mbeke sele, hy spring rond soos popcorn in 'n pan. Dit is goed so. Hy blameer nou vir Louis Liebenberg, dat Louis Liebenberg die MK gefonds het met al sy miljoene in diamante en goed, en die MK-party gestig het. Hy deflect die aanvalle op hom na Louis Liebenberg, die wat in die tronk sit al vir 'n jaar. Nee, dis Louis se skuld dat die MK bestaan. So ver soos wat ek weet, het Louis Liebenberg vir Zuma gehelp met sy hofsaake geld. Dit was daai tyd, nie nou nie. Nou skuld Zuma 29 miljoen. 'n Klein bietjie goeie nuus is dat Durbanville het 'n nuwe universiteit gekry. Dis goeie nuus. Die ding is net, ons moet die gemors uit die universiteite uithou. Soos ek al reeds gesê het op koffie met brood. Dit moet 'n instituut wees vir leer. Jy gaan leer daarso. Jy gaan speel nie daarso nie. Jy gaan maak nie politieke maracas daar nie. Jy gaan leer jou vakgebied. En as jy deurkom, dan word jy 'n leraar op daai gebied of 'n dokter of wat ook al. Nee? Jy gaan speel nie politiek nie. Jy gaan brand nie af nie. En jy betaal jou fooie, wat se fooie daar ook al moet wees. En as jy dop, dan dop jy. That's it.
Ramaplakkertjie het vir Iran toegelaat om ons buitelandse sake beleid te kelder en te beheer. Ek wens, julle kan na al meneer ambassadeur Henry McCarter se goed luister. Hierdie ou het 'n verskriklike insig oor die korrupsie wat in Suid-Afrika plaasvind. Hy het hope leers van sake waar hy die regering gedagvaar het van die een ding tot die ander ding tot die ander ding. Sake wat nie deur die Hooggeregshowe kom nie, want hy word geblok elke keer. En hy kan die korrupsie bewys oor en oor en oor. Die diepte van die korrupsie en die elemente betrokke. Mense, dis diep, dit lê diep. Hierdie ouens is korrup, vanaf die watertenders tot polisie, tot skole, kyk nou wat nou gebeur in Kreeusdorp. 'n Pakistani man, ek het met julle gepraat oor die Pakistanis. 'n Pakistani man van 28 jaar oud. Hy is nog 'n jong ou, hy is 28 jaar oud. Nee, ek praat onder korreksie. Ek het nou amper verkeerd gepraat. 'n Pakistani man. En 28 ander. Hy is nie 28 jaar oud nie. 28 ander, praat onder korreksie, is gearresteer oor die korrupte beheer van die Kreeusdorp binnelandse sake kantore, waar hulle paspoorte uitgereik het aan hierdie ouens, hierdie pakkies en ander onwettiges, waar hulle Suid-Afrikaanse name en vanne gegee het vir hierdie mense. Verstaan julle die groot skoonmaakproses wat in hierdie gebied moet plaasvind? Almal wat paspoorte ontvang het, wat uit ander Afrika lande uitkom, of wat Pakistani is, of wat Chinees is, en ander lande, vanaf 1995 moet geondersoek word. Daar's 'n ding wat broei in my kop oor hierdie onwettige immigrasie. Ek wil vir hulle 2 weke gee om uit die land uit te kom. 2 weke is lank genoeg. Ek wil vir hulle 2 weke gee om uit die land uit te kom. As hulle nie uit die land uit is nie, is daar net 2 opsies. 1, as hy gevang word, word hy geskiet, klaar. Tweede opsie, hy moet by 'n binnelandse kantoor uitkom met meriete om te bewys dat hy hier mag bly. Die derde opsie, as dit 'n buitelandse man is en hy het 'n Suid-Afrikaanse vrou pregnant gemaak en sy het 'n kind by hom, hy groet. Hy gaan terug na sy land toe. Sy kan saam met hom gaan, of sy kan bly. Maar hy gaan. Selfs met 'n buitelandse vrou wat 'n man hier kom vat het. Sy gaan, en hy kan besluit of hy kan saam met haar gaan of nie. Hierdie onwettige goed, moet gestop word, en dit moet hard gestop word. Dit moet soos 'n trok wees wat teen 'n brug vasry. Hy moet net, it must be stopped in its tracks. Chris, goeiemôre, soos wat hulle sê in die Engels. Hy moet in sy spore gestuit word. En dit moet hard gedoen word, met 'n groot stok. Daar's nie 'n ander manier nie. Dit kom nou uit dat die padongeluksfonds het buitelandse mense wat in ongelukke betrokke was in Suid-Afrika alreeds 239,4 miljoen rand uitbetaal. So die buitelandse ouens wat hier ongelukke gehad het, hulle kry geld. Die res van die mense in Suid-Afrika wat sukkel met die RAF of die padongeluksfonds, ons sukkel om geld te kry, soos ou Pierre ook genoem het. En selfs, ek weet van Debbie ook wat sukkel met die padongeluksfonds. So ek sê vir julle, julle verstaan nie hoe diep is die korrupsie in hierdie land nie. Dis diep, hy lê diep. Hy lê diep. Goed. Ek dink dis genoeg nuus vir nou. Ek dink November maand gaan 'n baie interessante maand wees wat die federale alliansie aanbetref. En veral daar sê ou Jan, dankie, en wat veral die United Cape States ook aanbetref. Ek dink daar gaan 'n paar dinge uitkom wat goed is.
Meneer Henry Deel is besig om aan 'n program te werk waaroor ek met julle al reeds gesels het. En daar is nou al 'n paar mense wat op die WhatsApp groep is, wat genooi was, spesifieke mense wat genooi is, om sekere situasies op hierdie program te plaas, en dit werk nogals baie interessant uit. Ek moet net hierdie ding 'n bietjie dieper studeer. Ek is nie gekonfyt met hierdie ding nie. Ek kan vrae beantwoord, maar ek verstaan nie die diepte van hierdie ding nie. Maar in elk geval, dit is daar vir 'n ander dag. Ons is eens wat die boere aanbetref, die groot boereleiers, ek kan net vir julle sê, die groot boereleiers staan saam met die federale alliansie. Ek praat nie van die poppos op die sideline nie. Die groot boereleiers staan saam met ons, en ek het 'n boodskap uitgestuur, ek verwag om 'n vergadering te hê met die twee grootstes binnekort. Kom ons kyk wat gebeur. Maar ek hou julle op hoogte van hoe die dinge loop, né? Moenie vergeet om hierdie ouetjie te bestel hierdie maand nie. En raak deel van die federale alliansie, man. Jy kan nie 'n fout maak nie. Jy kan nie 'n fout maak nie. Kom ons vat ons land terug. Kom ons draai hierdie ding om. Kom ons vat terug wat ons in is. Waarvoor ons voorvaders hard beklei het. God het vir ons grond gegee in hierdie land. Ons het nie net grond gevat nie. Grond is vir ons gegee deur die Vader. En ons het gekom met verdrae, ooreenkomste, voordat daar enige oorlog was. Die Xhosa, die Sotho en die Zulu het die oorlog teen die boere begin. Ons het regmatige grond wat nie bevolk was toe ons hier aangekom het nie. Kom ons vat dit terug. Kom ons vat dit terug. En ons kan dit terugvat deur die internasionale wet wat aan ons kant is. Die sesseringswet, dis aan ons kant. Né? So word deel van die federale alliansie. Word deel van dit wat ons doen. Dan word jy 'n vryburger. En dan is jy 'n boer Afrikaner en 'n Afrikaner. Maar ons word eers vryburgers, né? Saam met God maak eendrag mag. Julle moet 'n fantastiese maandag hê en week vorentoe hê. En as dit die Here se wil is, sal ek nog 'n paar ander video's maak, en dan sien ek julle weer op Koffie met Brood woensdagoggend, as dit Vader se wil is. Alles seën.